Goeiemôre vriende, ons ontmoet weer vanmôre op hierdie vroeë môre met 'n lekker koppie boeretroos, lekker boerkoffie. Sonder twyfel vir my, die begin van my dag begin met 'n lekker koppie koffie. Hierdie is seker my derde een. Dan is dit ontbyt en dan begin die dag in alle erns. 'n Koffie gee net vir my daai oomblik van stil raak. Nie hoef te praat nie, net die koffie geniet en rustig te wees. So het ek die rustigheid nodig vandag in dit wat ons bespreek. Dit wat bekend staan as Sabbat of Shabbat. En ek kan nie anders as om wanneer ek dink aan hierdie dag, te besef dat daar soveel skeiding is in ons land en in ons volkie en reg oor die wêreld tussen verskillende kultuurgroepe en mensgroepe en as gevolg van die interpretasie van die Sabbat, hoe dit gedoen moet word, wat gedoen moet word, wat nie gedoen moet word nie, wie mag wat doen en wie mag nie wat doen nie. Soveel skeiding. En daarom vind ek dit nodig dat ons vandag praat oor dit. En kyk wat sê God oor dit en wat doen die mens met dit. Ek het 'n opinie ontwikkel oor die afgelope dekade wat ek besig is met hierdie studies. En dit is dat God het dinge perfek gemaak. Jy kan nie anders as jy daarna kyk nie, maar waar die mens sy vingertjies indruk, word dit besmet, verwronge, verdraai, en ek en jy moet onsself navigeer deur hierdie doolhof van keuses tussen mens gemaak en God gemaak en 'n gees van onderskeiding hê om partykeer die verskil te sien en onsself dan te oriënteer. En in elke een van hierdie gevalle en fasette is dit presies dit wat dit is. Ten einde by jou antwoord uit te kom, kan ons nie anders as om te begin by dit wat ons in die vorige video bespreek het nie, en dit is, wie is die God wat jy dien? Is dit die God van die Bybel, soos wat hy dit bepaal, volgens sy eie bepaling en identiteit? Of is die God wat ons dien, die God wat gereflekteer word in die Bybel met 'n tweak en 'n adjustment en 'n veranderingkie, soos wat ons daarvan hou, om te sê, hierdie is eintlik die God van die Bybel. Jy sien, die realiteit is, wanneer ons begin om daai veranderingkies aan te bring, is ons lankal nie meer besig met die God van die Bybel nie, want hy laat nie aan hom verander nie, hy laat nie aan hom tweak nie, so wat jy doen is, jy maak 'n kopie van hom, en dan verander jy dit soos wat jy dit graag wil hê. En hy sê dit so. So dit is 'n probleem. My implikasie, wanneer God sê, dien my, dan dien jy hom volgens sy reëls. Geen ander manier nie. En daarom is daar mitzvot, of mitzvah, gebooie. En God sê, jy gaan lewe volgens my gebooie. Ons gaan nog by 'n toekomstige video, by die tweede of die derde een van hier af sal wees, sal ons praat oor gehoorsaamheid van die wet. Is dit nodig? Indien dit is, watter wette is op ons van toepassing? En indien dit is, wat is die gevolge daarvan om nie daaraan gehoorsaam te wees nie? En ek het gewisse opinie oor dit. Maar weer 'n keer, my doel is nie om te oordeel nie, oor niemand nie. Want nie een van ons kan al die wette gelyktydig gehoorsaam nie, maar ons moet poog. So kom ons los daai vir 'n toekomstige video, maar wanneer kom oor die Shabbat, is daar twee woorde wat ons, of twee konsepte wat ons van kardinale belang moet hê om die toepassing van Shabbat op ons lewens te sien. God sê in Levitikus 19, wees heilig, want ek is heilig. Soos ek verduidelik het met die realiteit van dualiteit, is daar geestelike en 'n fisiese wat nie kan losstaan van mekaar nie wanneer dit kom by ons. En in die geestelike, ons kan nie, ons lewe nie in die geestelike wêreld nie, ons is deel van die geestelik met ons keuses wat ons maak, en ons het gees. Maar geestelik heilig soos God? Nee. Ons lewe te veel met 'n wêreld wat ons aftrek, waarbinne ons dan in die fisiese, maar God sê, wees heilig. Die woord heilig beteken, as ek dit in die Afrikaans vertaal van die Hebreëse woord kadosh af, beteken om heilig te wees, toegewy te wees,
of gewy te wees aan. God sê, wanneer hy sê wees heilig, dan sê hy, jy moet afgesonderd wees. Die Engelse woord sê dit vir my so, to be separated. So mooi. To be separated, om afgesonderd te wees, behels 'n positiewe denk vermoë om 'n evaluasie te doen en te sê, is hierdie reg wat ek doen? Die besluit te maak om afgesonderd te wees in die besluit wat jy maak en dan uit te leef. Dit is waaroor heiligheid gaan, om afgesonderd te wees. So in lyn met dit, het ek en jy 'n keuse in alles wat ons doen, om heilig te wees, volgens die bepaling wat die Vader vir ons gee, en die enigste woord wat hy vir ons gegee het, wat ons ken, is die Bybel, beide die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ek hou nie van die skeiding daarvan nie, en volgens my hoor daai bladsy daar tussenin wat die twee skei, glad nie daar. Ons het die Bybel, en ons moet lewe volgens dit. Ons gaan nog kom in die toekomstige video's by die interpretasie van die evangelies, en dit wat Yeshua of Jesus sê, en dit wat die apostel sê, en selfs Paulus, ons sal by dit ook nog kom. Maar wanneer gaan oor die Shabbat, wat is die Shabbat? Die Shabbat is 'n Hebreëse woord, wat beteken om te rus of om te staak. En nee, dis nie die Suid-Afrikaanse klippe gooi staak nie, dis om te staak waarmee jy besig is. Ek kom aan die einde van die week, wanneer God die instruksie gee, jy moet rus en jy moet staak dit waarmee jy jou besig hou, reg deur die res van die week. En hierdie woord kry jy in die Strong's Konkordansie A7673. Kry jy hierdie beskrywing van Shabbat. God sê, op die 7de dag moet ons rus. Waar kry ons dit? Genesis 2 vers 1 tot 3, sê die Vader vir ons, in 6 dae het hy die hemel en die aarde gemaak, en op die 7de dag het hy gerus. Hy sê, hy het hierdie dag geheilig, hy het hierdie dag afgesonder vir die doel van rus. En hy doen dit in perpetuity, sê party Bybels, dit is vir ewig en altyd sal dit in plek wees. Nou, ons kry baie hierdie argument dat die Shabbat is vir die Jode, en ons sien ook wanneer ons gaan praat oor Konstantin, dat Konstantin dit ook so interpreteer, dat dit gemaak is vir die Jode. Maar dis nie 'n eerlike akademies reine opinie nie. Jy sien, hier waar die Vader die rusdag heilig verklaar het, en dit geskep het, was 2300 jaar, voor daar 'n ding was soos Jode. Dis 1300 jaar, voor daar 'n ding was soos die Hebreër, by Abraham. Ons praat van millennia. Voordat hierdie mense bestaan het, het God dit vasgestel vir die mens. En as jy dan van die vertrekpunt is dat Abraham is die vader van die nasies wat God gaan dien, dan is dan nog steeds nie 'n ding soos die Jood nie. Dis eers 'n ruk na Abraham wat die 12 stamme van Israel ontstaan het, waarvan Jehuda die een stam is waarvan die Jode afkomstig is. En God het reeds hierdie 'n dag van rus gemaak. Nou hiervanaf gaan ek van my notas aflees, ongelooflik baie naspeurwerk gedoen en disseksie gedoen van teks, om te kyk wat sê die woord. Die woord Shabbat, in een van twee forme relevant tot die konteks van Shabbat, kom in twee forme voor in die Bybel. Of daar word verwys na as Shabbat, of die 7de dag. En daai kom 328 keer voor in die Bybel. Die een van die gebooie van God wat die meeste genoem word in die Bybel is Shabbat. Die meeste is die vereistes van die Shabbat, of die Sabbat, afhangende of jy dit in die Afrikaanse dialek wil uitspreek of in Engels. Ons kry hierdie verhaal van Abraham, waar God sê, Abraham was hom gehoorsaam. Ons lees dit in Genesis 26 vers 5, Abraham het God se gebooie geonderhou. Wow, staan 'n bietjie stil.
Die gebooie is mos nou eers by Berg Sinaï gegee. Mense, dit is ook 'n valse narratief. 'n Gebod van God is, al wat dit is God wat sê, ek wil hê jy moet die volgende gehoorsaam. Toe hy Adam en Eva in die tuin van Eden laat woon het hy vir hulle een gebod gegee. Net een. Moenie eet van hierdie boom nie. Dis 'n dieetwet nogal. Gaan nog by die wette kom. En hulle het daai wet verbreek. So 'n gebod is wanneer God sy wil openbaar. So het God sonder twyfel vir Noag en vir Abraham sy wil te kenne gegee, wat beteken hy het vir hulle gebooie gegee. En gesê, hierdie is wat ek wil hê. Julle moet gehoorsaam ten einde met my as julle God 'n verhouding te hê. En hy sê in Genesis 26 vers 5, dat Abraham was gehoorsaam aan God se gebooie. So kry ons dan met Israel, wat gevange is in Egipte, vir 400 jaar, en die Vader bewerk dit so, dat hulle uit Egipte uit bevry word, en hulle is op hierdie pad, tussen Egipte en Berg Sinaï, en die Vader begin hulle voed, met manna. Nou, daar's nog geen fisiese wette neergepen, vir hierdie mense, dit wat ons ken as die 10 gebooie, of die sogenaamde gebooie nie. Dit is nog nie gebeur nie, ons praat van Eksodus 16 vers 23 tot 26, praat hy van die manna, en hy gee hulle instruksie. 6 dae lank moet julle manna bymekaar maak en eet. Die 6de dag moet jy 'n dubbel porsie neem, want die 7de dag is 'n dag van rus, dan gaan daar nie wees nie. En ons lees dat dit inderdaad so was. En dan gebeur die insident van Sinaï, waar die Vader dan die gebooie op die kleitablette skryf, wat hy 2 keer gedoen het, as gevolg van die mense se verval en sonde, die goue kalf insident, wat interessant genoeg is, nie die enigste goue kalf is wat betrokke is in hierdie hele Israel verhaal nie. Ons gaan nog by dit opkom. Maar hier by Berg Sinaï gee die Vader in Eksodus 20, gee hy die gebooie. Net so voordat ons die wette gaan bespreek, hy gee die gebooie in die vorm van, in Hebreëus staan dat bekend as die Esser Dabar, wat beteken die 10 woorde, wat in die Griekse Bybel, die Griekse Septuagint, staan bekend as die Dekalog. En dan gaan hy aan daarmee, so dit staan nie daar as 10 gebooie nie, dis die 10 woorde net, in konteks nie om 'n dispuut te veroorsaak nie. Eksodus 31:13 sê die Vader is vol, spreek jy met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my sabbatte onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek, die Judaiwawe, die Eia, die Tetragrammaton is, wat julle heilig. Ons kry in die Afrikaanse Bybel dat ek die Here is, wat julle heilig. Hier is ongelooflik baie konteks in Eksodus 31:13. Dit gee te kenne in nommer 1, dat gehoorsaamheid aan die Shabbat dien as die teken van die verhouding tussen ons en ons God. So wanneer jy die Shabbat eerbiedig, is dit 'n teken. Wie is die God wat jy dien? In ons geval die God van die Bybel. En jou gehoorsaamheid aan jou God. Dit is die teken dat jy God ag as heilig en jouself heilig deur afgesonder te wees. Nou mense, as ek kyk na die wêreld en ek kyk na die debatte wat daar is, ek kyk na die konteks daarvan, is daar absolute skeiding van hoe mense God dien en of ons lewe volgens sy wil al dan nie. En ek gaan nie opinie gehoor dit nie, en ek gaan nie oordeel uitspreek oor my broers en susters wat dit nie doen nie. Ek doen dit. Ek onderhou die Shabbat wanneer sover dit menslik moontlik is vir my, wat meestal in lyn is. Dis bitter min wat daar iets oor my pad kom wat my maak dat ek iets ongehoorsaam op die Shabbat, en ek is bevoorreg met dit. Maar daar is mense wat dit nie kan doen nie, wat sy werk dit nie toelaat nie. Ons gaan opkom by dit. So wanneer ons kyk na
hierdie goed wat gesê word, 328 keer word daar gepraat van Shabbat, het sy as Shabbat of die 7de dag van rus. Dit is toegepas, nog voor die wet bestaan het, die wet is gegee. God sê dit dien as die teken van die verhouding tussen my en jou. Dan kry ons iets interessant. Jy sien, wanneer God na homself verwys, kry dit in Openbaring ook toevallig. Ek is die God wat was, die God wat is, die God wat sal wees, of die God wat kom. In Hebreëus is dit Yahweh. Dan is dit 'n karaktereienskap van God, dat hy was, is en sal altyd dieselfde wees. Dis die een kern waaraan ons as gelowiges kan vashou om te sê, ons dien die lewende God. Ons weet waar om hom te kry. Elke keer. Hy was, is en sal altyd wees waar hy sê hy is. Ons lees in Jesaja 66 vers 23. Al lees dit gerus. In die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons lees daarvan in Openbaring 21. In die nuwe hemel en die nuwe aarde sal die Shabbat weer eens beoefen word. So ek as gelowige het 'n vraag. Hoekom sou God dit so wou hê in die begin? Dit so sal wil hê aan die einde in die nuwe koninkryk, die heilige koninkryk. Maar aan die middel skaf hy dit af. Dis net 'n vraag wat ek aan die lig gooi. Ek het 'n opinie oor dit. Ek praktiseer die Shabbat tot die beste van my vermoë. En weer 'n keer, ek oordeel nie ons broers en susters nie. Daar's soveel dinge wat gebeur het van die tyd van Moses hulle af tot en met nou. Gaan daarby kom. So wat is die vereistes van Shabbat? As 3 hoofvereistes. Ons kook nie. Ons moet die Vrydag al, die vorige dag, moet jy jou kosse voorberei wat jy gaan eet op die Shabbat. Dit beteken nie, jy kan nie broodjies sny en 'n tamatie en 'n ei sny en op die brood, dit is nie wat dit is nie. Dit gaan oor die kookproses, die toewyding om te sê, daardie dag is afgesonder, ek gaan nie vuur maak nie, ek gaan nie 'n stoof aansit nie, ek gaan nie kook nie, vir die dag, as toewyding tot God. Dit is my toewyding, dit is wat in my krag staan om toe te pas ten einde die dag op te dra aan God. Ons werk nie. God sê dat die diere in jou poorte, die mense in jou poorte, jy en die mense wat werk vir jou mag nie werk nie. Dis die tweede ding. En ons dryf nie handel nie. Daar word nie geldverwisseling gedoen nie. Die twee goed wat ons op fokus, is ons aanbid en ons rus. God sê, dis 'n dag van rus. After all, die betekenis van die Hebreëse woord Shabbat is om te rus en te staak die normale take waarmee jy besig is. Wat gebeur as ons nie gehoorsaam is daaraan? En hierdie is 'n punt waar ons moet aandagtig gaan lees. Moenie luister wat ek vir jou sê nie, gaan lees die skrif, wat is God se opinie. Ek wil net die volgende sê, gaan let 'n bietjie op na die Bybel. In die boek Openbaring, na die 1000 jaar koninkryk, wat gebeur? Ons lees van 'n insident wat genoem word die wit troon oordeel. Dit vertel jou 'n verhaal daar waar die Vader God afkom op die wit troon en die koninkryk word aan hom oorhandig van Messias af. En hy is die ene wat die finale oordeel vel. Dieselfde God wat die Ou Testamentiese wette vir ons gegee word. En hy is aan die woord wanneer hy die volgende sê, en daar's 2 aspekte relevant tot dit wat ons nou gaan lees. Hy sê, in Exodus word ons vertel, en in Numeri 15, word ons vertel van hierdie man wat uitgegaan het om hout op te tel op die Shabbat. En hy is gevang, hy is ingebring. Moses het nie geweet wat om met hom te doen nie. Hy het gebid tot God oor wat moet ons doen met hierdie persoon, en die vonnis is die dood. Hy moet gestenig word. Dit is hoe belangrik die Shabbat is vir God. Die Shabbat dien as die teken, nie net dat jy 'n kind is van God nie, maar dat jy jou onderhewig stel aan gehoorsaamheid tot God.
Hierdie man, gaan kyk 'n bietjie daarna. Dit is verstommend as jy gaan analiseer wat hy gedoen het. Hy het punt nommer 1. Het hy besluit hy gaan hout optel om te kook. As jy die teks gaan lees, dan is dit die implikasie uit. Hout gaan optel om te kook. Jy kan nie vuur maak op Shabbat nie. So hy het gegaan met die opset en die doel om God te ongehoorsaam. Dit terwyl God sy kos voorsien het. Hy het niks tekort gehad nie. Niks tekort gehad nie. Dit was in absolute teenstrydigheid met die wil van God. Ons kry in Exodus 35:2, waar God praat van die stenige, en dan noem hy 'n interessante woord, karet. Dat die mense wat die Sabbat nie onderhou nie, word gekaret. En partykeer word die woord karet vertaal na haat, wat nie heeltemal 'n akkurate vertaling is nie. Karet beteken af te sny, soos in geheel af te sny. So God sê, as jy die Shabbat nie onderhou nie, in die teks sê hy dit, word jy gekaret, jy word afgesny. So hierdie is wat die Bybelse opinie is. Jy kan nog gelees Exodus 31 vers 14 tot 15, Exodus 35 vers 2, Numeri 15, 32 tot 36. Gaan nou kom by wat Messias sê. Kom ons praat 'n bietjie oor die Sondagaanbidding, die Sondag kerk toe gaan. Ek en baie van die akademikuste wie se studies ek gelees het tydens hierdie jare waarmee ek besig is met die goed, het altyd van die was die hele tyd van die opinie dat Konstantin, die Romeinse keiser, die oorsaak was dat ons weggeval het vanaf die Shabbat na die Sondagaanbidding toe. En lo en behold, hoe dieper jy in die studies ingaan, hoe meer word dinge in jou geopenbaar. Konstantin was eintlik maar net 'n koppie. Ons het op rekord, daar's 'n man gewees, Dedekie, tydens die periode van 70 tot 90 AD, het hy die gedagte geplant en gesê dat die aanbidding moet gebeur op Sondag. Sondag het nog nie 'n naam gehad nie, op die eerste dag. Die dag van die Here, hy het dit genoem die dag van die Here, gebaseer op die dag waarop Messias uit die dood uit opgestaan het. Dedekie, 70 tot 90 AD. Dit beteken dat hierdie opinies het al die daglig gesien toe Johannes die apostel nog geleef het en geskryf het aan die boek Openbaring. Ons kry 110 AD Ignatius, wat sê die Shabbat word nie meer onderhou nie, maar die dag van die Here moet onderhou word, die Sondag. Barnabas in 120 AD skryf 'n brief waarin hy twee goed opstel. Hy stel die vals Shabbat teenoor die ware Shabbat volgens sy interpretasie, en hy noem daar, hy kan die Bybelse Shabbat nie meer verduur nie, hy dien op die dag van die Here. Justin Martyr 140 AD praat van 'n nuwe wet en 'n tweede besnydenis, en hy sê ook die dag van die Here. So is daar baie ander oor, soos Irenaeus 155 tot 202 AD, Tertullian 203 AD, Origen, Cyprian, Petrus die aartsbiskop van Alexandrië, Eusebius van Caesarea en menige ander wat praat van die dag van die Here. Voordat ek praat oor Konstantin, wil ek die volgende ding sê. In die Bybel, elke plek waar jy lees, het sy dit in die profetiese boeke is, het sy dit in die stukke in die Nuwe Testament is, waar elke keer waar jy lees van die dag van die Here, the day of the Lord, is elke een van hulle gekoppel aan oordeelsdag. Het is interessant dat hierdie mense hierdie titel vat van die dag van die Here en dit koppel op aanbidding, wanneer die term die dag van die Here gekoppel is aan oordeelsdag, the day of the Lord. Pas op vir die dag van die Here, sê die Bybel, want dit is wanneer daar geknars en geween is. Konstantin, wat homself gebrandmerk het of geoormerk het as die eerste Christen keiser.
gaan dit deur 'n proses waar hy 'n koninkryk wat al hierdie verskillende gode aanbid in sy koninkryk, Christendom en die ouens wat Baal aanbid en al hierdie gode aanbid en hy wil een koninkryk hê en hy verklaar Christendom as 'n geloof. Maar kom ons kyk die proses waardeur hy gegaan het in 313 AD met die Raad van Milan. Maak hy 'n wet. Hy sê ek haal die las van die wet af van Christene af. Hulle hoef nie meer die wet te onderhou nie. Konstantin. 325 AD met die Raad van Nicea word Christendom gekodifiseer as die nuwe geloof van die Romeinse koninkryk en hy bevestig dan die metodiek en die deelname van Paasfees soos wat die mense dit vandag nog herdenk word deur hom vasgepen. Ons gaan nog in 'n volgende video waar ons praat oor die heilige dae, die Moedim, gaan ek spesifiek praat oor die Paasfees soos wat Konstantin dit vasgemaak het. En dan in 364 AD, die Raad van Laodicea, verklaar Konstantin die eerste dag van die week. En hy sê dit so, die eerste dag van die week, wat hy die naam gegee het, die dag van Ra, Sondag, sê hy is die dag van die Here. So dit is waar die idee van afkom van die dag van die Here. Niks te maak met Shabbat nie, inteendeel. In 364 AD met die Raad van Laodicea gaan Konstantin een stapie verder en hy sê dat die Shabbat soos wat die Jode dit doen is onwettig. En dat indien die Jode 'n heilige dag wil eerbiedig, hulle moet convert, hulle moet oorskakel na Christendom toe en dan kan hulle saam met die Christene die dag van die Here dien. En maak nie saak hoeveel teenkanting daar is wat sê dat die Katolieke Kerk het nie die Sondag gevestig nie. Daar is baie bronne wat bevestig dat die Rooms-Katolieke Kerk is die wat Sondag gestig het en Shabbat geonteien het. Hoe kom ek by dit uit? Want Konstantin is die creator, die skepper van die Rooms-Katolieke Kerk en volgens rekord was hy ook die eerste paus van die Rooms-Katolieke Kerk. Nou met dit wat ons nou weet sover, is dit seker belangrik dat ons dan gaan kyk. Maar wat sê Messias? Wat sê Paulus? En om te verstaan wat Messias sê, kan jy nie die konteks van die Ou Testament uitskakel. Yeshua of Jesus sê in Matteus 12 vers 8, Markus 2 vers 28 en Lukas 6 vers 5, dat hy is die meester van die Shabbat. Wat beteken dit? Beteken dit dat hy die Shabbatters nietig verklaar? Nee, hy kan dit nie doen nie. Hy staan onder die gesag van die Vader, maak nie saak wat jou doktrine is nie. Jy sien, die idee wat ons, of die konteks wat ons nie uit gedagte moet verloor nie, is tweedelig. In Deuteronomium 6 vers 4, gee die Vader 'n konteks wat relevant is tot wanneer Messias sê, hy staan namens die Vader, of hy, as jy my sien, sien jy die Vader, as jy Vader sien, sien jy my. En dit is tweedelig. Twee Hebreëse woorde wat relevant is tot dit is Echad en Shaliach. Echad kry jy in Deuteronomium 6 vers 4, jy kry Shema Yisrael, sê in Hebreëus. The Lord, ek gaan the Lord insit daar. Is your God, he is one, he is Echad. En Echad, meer akkuraat, beteken oneness. Nie one nie, daar is 'n groot verskil tussen die twee konsepte. En jy moet God lief hê met jou hele hart, lewafga, jou hele siel, nafshecha, en met al jou mag mee odecha. Shaliach, wanneer Yeshua sê, wanneer jy my sien, sien jy Vader, wanneer jy Vader sien, sien jy my, sê dit in die konteks van die Hebreëse woord Shaliach, wat beteken hy is 'n gevolmagtigde agent van God die Vader, wanneer hy hulle toespreek. Ons gaan nou sien waar hy daai mag kry. So ook in Handelinge, wanneer hy vir die apostels sê, julle is apostels, ons gaan op by daai ene kom, van hoe die woord apostels nie eintlik die
regte applikasie is nie, want die betekenis daarvan vanuit die Grieks sluit nie lekker aan by dit wat bedoel word daar nie. En dan kry ons in Daniël 7 vers 14 'n toneel wat afspeel waar daar geen onduidelikheid oor is nie. Dit praat van 'n toneel wat Daniël gadeslaan waar trone in plek gesit word. In Engels sê the Ancient of Days, die oue van dae, wat 'n titel is van God die Vader, gaan sit in sy troon. En daar word ingelei in sy teenwoordigheid seun van die mens. Titel van Messias. Ons sien homself daai titel toeëien in verskeie plekke in die Nuwe Testament, in Matteus, Markus, Johannes en Lukas, waar hy na homself verwys as die seun van die mens. En daar word daar gesê, aan hom word gegee heerskappy van 'n koninkryk. Moenie die vergeet nie, is 'n definitiewe artikel wat vermis word in party Bybels, word aan hom gegee regeringskap oor 'n koninkryk, nie die koninkryk nie. Maar dit is weer 'n debat vir 'n ander video. So in lyn met dit, wanneer hy sê hy is die meester van die Sabbat, beteken dit hy het regeringskap oor die Sabbat. Ons sien dan ook dat hy en sy disippels deelneem aan wat bekend staan as die heilige dae. Ons lees van Paasfees, ons lees van die fees van ongesuurde brode, dis alles Hebreëse feesdae wat ons kry in Levitikus 23, die Moedim, wat beteken die afgespreekte, vasgestelde tye. En dis Pesach, Matzah, Bikurim, Shavuot, Sukkot, ons kry al hierdie Levitikus 23 feesdae waaraan hulle deelneem, wat nie tot niet verklaar is deur hom nie, maar wat uitgeleef is deur hom, wat bevestig is deur hom. En dan natuurlik, Hebreërs 4 vers 9, geskryf lank nadat Messias opgevaar het na die hemel. Die opinie is dat Paulus het Hebreërs geskryf, en in Hebreërs 4 vers 9 vat hy weer 'n eg Bybelse Hebreëse konsep, en hy praat oor dit, en daai konsep is ami. Die woord ami kan gesien word as 'n liefdesverklaring waarin God vir die gelowige mense wat lewe volgens sy wil omhels en sê, julle is myne. Ami. Hebreërs 4 vers 9 sê, God se mense moet die Sabbat onderhou, soos wat God dit gedoen het. Die Bybel se narratief is gehoorsaamheid aan die God wat geskep het, en die God wat gaan oordeel aan die einde. En indien dit akkuraat is, bring dit ons by sekere punte. Is dit oukei om Sabbat te hou wanneer ons so voel? Ek het mense gehoor al wat sê, man, weet jy wat, my lewe is bietjie besig, ek doen maar 'n Dinsdag wanneer ek op my afdaal is, of ek doen dit op 'n Vrydag wanneer my afdaal is. Is dit wat God sê? Nee, hy het 'n vaste dag vir Sabbat, die 7de dag, wat begin Vrydag aand, wanneer die son sak, en eindig Saterdag wanneer die son sak. Ons kry hierdie konsep van wanneer die son sak in Genesis. Hy het die eerste dag lig geskape en hy het gesien dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre. So daai hele Hebreëse dagskedule word in Genesis al bepaal. En dit is die 7de dag. Beteken dit dan dat ek verdoem is en ek God nie kan aanbid as ek nie dit kan doen as gevolg van werk op Sabbat nie? Nee, God maak voorsiening vir dit. Maar dit moet 'n absolute noodding wees dat jy nie die Sabbat kan onderhou soos dit sy wil behaag nie. Die vergifniskonsep daarvan word genoem Kel meer. Messias het 'n refleksie daarvan wanneer hy vir die Fariseër vra, wanneer toe hulle praat oor die wat hy die man genees het op Sabbat, toe sê hy, as jou skaap, as ek reg onthou praat hy van 'n skaap of 'n bees, as dit in 'n put inval op Sabbat, sal jy hom nie uithaal nie. Dit gaan oor 'n liefdesverhouding, dit gaan oor, wat is dit? Is dit regtig noodsaaklik dat jy op die Sabbat ingryp en dinge gaan doen? Of is dit maar net 'n gemaklike ding, is dit 'n ding, of tydens ek my geld gaan verdien, en het ek nie in my lewe skuldig gestaan al teen daai ene nie. Die laaste vraag, aanbidding
op Sondag. Kerk hou op Sondag. Is dit verkeerd? Nee, jy kan kerk hou op Sondag. Inteendeel, wat is die instruksie van Shabbat? Shabbat se instruksie is, wy die dag aan my met rus. Want selfs die Fariseërs mag nie kerk gehou het op Shabbat nie. Inteendeel, ons kry die verwysing in die Bybel dat die enigste mense wat staan met skuld op Shabbat is die Levitiese priesterdom wat gedien het in die tempel. En dis hoekom God hulle gesepareer het, afgesonder het vir sy diens. Die res van die mense het nie by die tempel deelgeneem nie. Op Sabbat was dit hulle taking om dit te doen en hulle het skuldvry gestaan omdat hulle taking is wat God hulle gegee het. 'n Interessante ding, op die dag van Yom Kippur, die Day of Atonement, wanneer die sondebok en die ander bok daar is en die enigste dag wanneer die hoofpriester in die allerheiligste mag ingegaan het om die bloed te sprinkel op die verbondsark en die deksel. Kyk 'n bietjie daar. Dis 'n hoogheilige Shabbat. Die enigstes wat deelgeneem het enigsins aan soortgelyke goed was die priesters. Daar was nie mense by die tempel nie, want dit is 'n heilige Shabbat. So die punt wat ek probeer maak is ons instruksie van God af op Shabbat is om te rus. Samesyn te hê met ons families en ons vriende en met hom. Dis dit. Elke dag van die week is aanbiddingsdag. So jy kan kerk hou Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag. Hou jou kerk, doen jou kerk, want dit is reg. Jy gebruik dit om God te aanbid. Elke dag is 'n dag van aanbidding. Daar's niks verkeerd met dit nie. Behalwe Shabbat is 'n dag van rus, soos wat God dit gee. Nou ek hoop dit het 'n paar vrae geantwoord. As daar nog vrae is, stuur dit gerus. Laat ek kyk of ek dit kan antwoord volgens die interpretasie van die Hebreëse Bybel en die Griekse Bybel. En hier en daar, veral wanneer by Daniël kom, die Aramees wat ook nog altussen in sy koppie indruk. En ons kyk of ons by antwoorde kan uitkom. En mense glo vir my, soos wat ek deur hierdie goed gaan, is daar nog steeds nuwe goed wat ek leer. Ons dien 'n lewende God. Jy kan nie God in 'n boksie plaas en sê, hierdie is die God wat ek dien. Want dan wyk jy af van dit wat hy sê. Hy groei jou. Hy leer jou, soos wat ons groei. Hy oordonder jou nie met inligting en met vereistes nie. Jy pas jou lewe aan volgens dit wat jy leer. En lo and behold, vandag nog, ek het die Bybel, die Ou Testament, die eerste 5 boeke al ten minste 10 keer deurgelees. En nou nog, tydens my weeklikse lees ek iets wat daar is asof dit nooit daar was nie. Ek het dit nog nooit voorheen kennis geneem daarvan of daarop gelet nie, maar dis die volgende stap bo op dit wat ek reeds ken. Ons dien 'n lewende God wat konstant met ons werk, nie 'n dooie God wat in 'n boksie sit nie. Nou ja, ek sluit daarmee af. Mag julle almal 'n ongelooflik geseënde dag hê. Geseënde dag.